Vanaand in Potpourri kyk ons na die Kyk Net Buite Expo en saam met my in die ateljee, soos ek vroeër gesê het, die minister van Sport en Kultuursake van die Wes-Kaap, Dr. Ivan Meyer. Ons het vir Jochie Skols, hy is die munisipale bestuurder van Swartland Munisipaliteit en die eienaar van Trio Events en die mense wat hierdie hele expo se leiersels vashou, dis Marius Opperman. Menere, eerstens, baie hartlike goeienaand. Goeienaand Richard. Goeienaand en goeienaand aan die luisteraars. Goeienaand en dankie vir voorreg om hier te wees. Daar sê, dit was Dr. Meyer, Jochie en Marius. Marius, kom ons begin gou sommer met jou, voordat ons by ons twee geleerde vriende uitkom. Jy weet, die Buite Expo, moet ek sê, het ek die voorreg gehad om die heel eerste ene te kon bywoon en dit was daar by Kambati. Wanneer was dit? Ja, Richard, eintlik het jy my nie meer nodig in die ateljee nie, want van 2011 af, het was in Maart 2011, was jy betrokke, so eintlik kan jy hierdie onderhoud nou hier vanaf self vat. Thank you for the conference, maar dankie. Dinge het dan so even verander. Ja, nee, ons het in 2011 begin by Kambati, en daarvan af het die ding in rasseskrede gegroei, en ons het in September 2011 noorde toe gegaan, en in Limpopo het ons net so 8 km buitekant by Labella by Mbisi Caravan Lodge die eerste ene daar gedoen met reuse sukses ook. En die res is geskiedenis. Vandag is ons hier om die 7de een te bespreek in Suid-Afrika en die 4de een in die Wes-Kaap. En dinge het so gevorder dat ons uit 'n logistieke oogpunt besluit het om die Swellendam geleentheid te skuif nader aan die Kaapse metropool. En dit is suiwer uit logistiese sake en finansiële oogpunt gedoen. Want ons het gevoel dat baie van ons mark of meeste van ons mark kom uit die Wes-Kaap uit, in terme van die noordelike voorstede en die metropool self, en dit sou onverantwoordelik gewees het om nie die skuif te maak nie. En ons grootste uitdaging was die terrein. En ja, dinge het by mekaar gekom en ons het 'n perfekte terrein gevind 10 km buitekant Malmesbury, op die N7 aan die Kaapse kant. En die terrein is teen groot koste en moeite van die eienaar ontwikkel. En vandag, min of meer 'n week en 'n half voor die tyd, kan ek met trots sê dat die terrein is 95 na 96% gereed. En dit sal gereed wees vir opening volgende Vrydag, die 28ste Februarie. En die here wat hier saam met ons om die tafel sit, is grootendeels ook te danke daarvoor vir al die hulp wat hulle aan ons verleen het. En ons sien geweldig uit na die geleentheid, en as ek kyk na die reaksie wat ons kry van die publiek se kant af, glo ek dit is die regte besluit gewees. Ek moet vir jou sê, maar is ons het Saterdagoggend Dewald, wat ek dink Dewald Visser was betrokke by die eerste ene wat ek ook by betrokke was by Kambati. Dis korrek, ja. Hy het mos daar braai saam met die stoepstorie, die kampstories man. Dis einste. Ja. En want ek sê toe vir hom, jy weet Malmesbury, hy kan hom bitter warm raak. Toe sê Dewald vir my, dis die beste skuif wat Marius kon gemaak het. So ons glo dat dit 'n wonderlike fees gaan wees en jy weet baie meer toeganklik is vir jy weet 'n groot deel van jy weet nie net die skiereiland nie, maar as jy, soos jy net maar gesê het, as jy daai sirkel trek, jy weet jy sluit omtrent, jy weet die Weskus, die hele Weskus in Porterville, Piketberg, Mariesburg, al daai plekke. Daar tot mense in groepe wat Clint Williams se kant, jy weet, wat in groepe afkom. Ons kry oproepe van areas wat ek regtig waar nie gedink het sal belangstel in wat ons doen nie, en bloot die feit dat dit nou vir hulle moontlik is om te ry, jy weet, en by ons uit te kom binne, kom ons sê 50 tot 100 km radius, maak dit nou vir hulle moontlik om te kom kyk, want hulle sê hulle het al die jare gesien wat ons doen, en nou is dit vir hulle moeite werd om vir 'n dag te ry. Sê vir my, Marius, as ek nou moet terugdink aan die eerste jaar wat ek daarbey betrokke was, dit het ons verskriklik gereën daai jaar, en jy weet, dit was 'n modderbad. En jy weet, parkering en die toegang tot die terrein self was maar redelik van 'n probleem om daarby uit te kom. Het julle voorsien nie sulke probleme by Morrison nie? Nee, ek dink statistiek, kyk, jy moet nou eintlik hier vir Jochie vra, hier links van my. Ja. Hy is mos nou eintlik die Swartland man, maar statistiek wys aan vir ons dat ek dink 28 Februarie is die kans op reën
bitterskraal. As ons kyk dat laas naweek, dink ek ons kort diskan die 50 grade Celsius gaan draai. Tell me about it, ja. En dit is by verreweg seker die beste maand in die Weskaap. As jy gaan kyk na die klein vensterperiode wat ons het om deesdae 'n buitelug geleentheid te reël in die Weskaap, val ons letterlik seker net mooi in die kern daarvan, en daar is nie regtig 'n beter tyd nie, maar dit is 'n buitelewe en 'n buitelug geleentheid en daar is sekere risiko's aan verbonde, maar soos die Engelse sê, it's a calculated risk, maar ek dink ons risiko is bitterskraal voorheen. Dr. Ivan Meyer, hy is die sport en kultuursake, die minister van sport en kultuursake in die Weskaap. Hoekom het u betrokke geraak by Marius hulle se buite expo? Goeienaand aan ons luisteraars. Richard, ek dink in eerstens wil ek graag vir Marius Opperman en Joggie Skols geluk wens, want wat hulle hiermee besig is nie net 'n fees nie, maar is deel van die kultuurlandskap en die kultuurbates hier in die Weskaap. En soos jy tereg vra, waarom is die Weskaapse regering betrokke? Die Weskaapse regering en my departement kuns en kultuur in die besonder onderskryf, maar ook ondersteun die 2014 Kyk Net Buite Expo. Omdat eerstens dit is 'n familiefees, en hierdie fees bou familiewaardes, dit bevorder ook samehorigheid in die gemeenskap, dis ook verskillende programme vir kinders wat ons hier sien. Tweedens is dit vir my baie interessant dat hierdie fees bring ook kulture by mekaar, maar bring ook mense by mekaar, en op daardie wyse, Richard, bevorder dit ook sosiale samehorigheid en sosiale kohesie. Maar vir my as minister is die groot waarde in hierdie fees in die 2014 Kyk Net Buite Expo, is dat ons hier 'n platform het waar ons kulturele warmte skep. En kulturele warmte vind dikwels plaas deur middel van kos, taal, musiek, en Richard, ek is baie bly Kos baie beslis, Dok. Baie ek sien dat die eerste aand, ek is self van die Weskus, en ek is baie bly dat Marius hulle op die program gesit het. Die eerste aand word daar snoek gebraai, en ek sal baie beslis in daardie kostradisie moet deelneem. Maar daar is ook lieflike musiek en kulturele warmte, en baie keer voel mense dat Afrikaans word gemarginaliseer. Ons gaan hier 80% van die aktiwiteite gaan in Afrikaans wees, 80% van die mense wat daar na die fees toe kom is Afrikaans, maar dit is nie eksklusief Afrikaans, almal is welkom by hierdie fees. Maar ook vir my, die fees is ook 'n platform waar ons kulturele toerisme bevorder. Daar selfs op die program 'n teetuin vir die dames, daar's verskillende groepe wat gaan optree by die fees. En laastens, Richard, die fees skep ook werk, dis ook 'n platform onder die Weskaapse regering ondersteun juis die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling, en groot byeenkomste soos die Kyk Net Buite Expo bevorder wat ons betref ook plaaslike ekonomiese ontwikkeling in die Swartland gebied. Baie mense word in diens geneem. Aan die einde van die dag, as ons terugsit en terugkyk na wat doen hierdie fees in een sin, ek dink, Richard en die luisteraars, dit skep 'n platform vir Suid-Afrikaanse patriotisme, want dit is 'n plek waar ek sien dat mense kan kom om jou kultuur, my kultuur en ons erfenis hier te beleef. En ek is baie bly dat die organiseerders, Richard, ook afsluit hierdie fees met 'n kerkdiens wat Sondag plaasvind van die fundering en die waardes, is om ook met binne die geestelike konteks dankbaar te wees aan ons meester, dat hy ons ook hierdie gawes gegee het om feeste te reël, maar dat ons ook deur middel van 'n dankofferdiens dankie kan sê aan ons hemelse Vader vir die geleentheid wat hy ons gegee het om by mekaar te kom en oor rasgrense en oor taalgrense en oor kulturele en tradisionele grense by mekaar te kom en mekaar te geniet, soos wat die Skepper van ons verwag. Ek dink, Dok, dat jy weet die kulturele aspekte, almal van ons is mos lief vir snoek. En jy moet vir jou 'n stuk penssnoek kry, nie die staatstuk nie, pensstuk. Dis die lekkerste gedeelte, dan kan ek en jy dan lekker sit en snoek eet. Richard, ek is baie lief vir vis. Ek het hierdie kersseisoen, het ek omtrent 10 snoeke gehad. Ek het eers 'n snoek heel op 'n rooster gebraai, maar ek het later ontdek dis beter om dit in stukke te sny met 'n sker en dan individueel met jam en garlic en botter. En mayonnaise, Dok, moet nie dit vergeet. Ja. Ek dink ons het nou 'n nuwe snoekbraai. Ek sê ons het dis nou 'n kosprogram, nie saam met Dr. Meyer.
Dankie, baie dankie en ek glo dat jy weet dit gaan 'n wonderlike fees wees en soos Dok nou net gesê het, hy gaan die fees amptelik open Vrydag aand. Hoe laat gaan die opening plaasvind? Dis 6:30. Ons begin so 6:30 tot 7:00 toe. Ons hou die formaliteite kort en kragtig. Erik de Melander is ons MC vir die aand. En dan van 7:00 af sal die snoek en patat en vars plaasbrood en konfyte en alles gereed wees. En dan het ons net daarna het ons die hele kyk net musiekkanaal tot ons beskikking. Ons het die hele speellys van 7 tot 10 het ons herskryf of geherskeduleer reg oor die land. En dit sal dan op die Ivy-skerms by ons uitgesaai word. En mense wat wil dans, mense wat net wil sit te luister. En soos Dr. Meyer sê, dan geniet ons die Afrikaanse musiek saam met 'n snoekbraai. Ek wil ook bysê vir diegene wat dan nou nie hou van die snoekbesigheid nie, en ek glo nie, as vreeslik baie nie. Ek glo nie. Daar sal vure wees as die manne wil hulle eie vleis braai, ons kosmense sal oop bly, die wyntuin, die kroeg, die biertuin, alles sal oop bly. So daar's iets vir almal te kus en te keer. Ek meen en ek wil ook bysê, die Vrydag aand vra ons absoluut geen toegang nie. So almal is welkom na 6 om in te kom. Ons nooi die mense in om te kom geniet, en vir diegene wat die snoek en so aan wil kom geniet, is maar R25 'n kop, wat wil kom saam eet, is meer as welkom om by ons aan te sluit. Jochie, jy wat nou die munisipale bestuurder is van die Swartland munisipaliteit, dit is seker vir julle 'n groot inspuiting om so 'n fees daar by julle aan te bied. Ja, Richard, baie beslis. Uiteraard dink ons ook dat die keuse van die area of die terrein net buitekant Mamasbury is 'n goeie keuse. Einde Februarie, begin van Maart kan ons maar waarborg dat dit warm wees. Dit gaan warm wees en dat dit nie gaan reën nie. En soos Dr. Meyer gesê het, is dat 80% van ons inwoners praat Afrikaans. So ons dink die venue is heeltemal reg vir die keuse van die Expo. Nou as ons kyk na Swartland munisipaliteit se slagspreuk, is dit dat ons volhoubare vennootskappe met al ons mense en rolspelers bou. En dit is dan ook waar Expo, die kyk net buite Expo in hierdie verband inpas. Die vraag is, dis waar pas dit in Swartland munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsplan in? En die antwoord daarop is, dit sluit uitstekend aan by een van ons uitkomste, synde volhoubare ontwikkeling, om sodoende gefokuste bemarking van Swartland se infrastruktuur te optimaliseer. Nou, ons geïntegreerde ontwikkelingsplan ondersteun verder ekonomiese groei, wat tot almal se voordeel is, en Dr. Meyer het dan ook reeds daarna verwys. En dis ook 'n ideale geleentheid om so 'n bietjie van Swartland se wyne te kom proe, wat deel is van die uitstallers. En dan kan Swartland munisipaliteit ook sê, ons verbind onsself op 'n jaar tot jaar basis om beslis betrokke te raak by Marius se inisiatief. Sê vir my, Jochie, jy weet, ek kom nou, jy weet, wel, nou nie in Swartland uit nie, maar langs die Weskus groot geword. Somer, dit is warm, daar gaan baie stof wees, Marius het iets gepraat van, daar gaan sproeiers op die plaas wees, sodat mense daardeur kon hardloop of loop, of al die stof afspoel, hè? Marius? Ja, wat ons besluit het om te doen, kyk, ek is gewaarsku van dag 1 af, dat daar is nou een ding waarvoor ons moet voorsiening maak, en dis skadu, omdat dit so warm is. Nou kyk, ek is 'n man van die noordelike voorstede, en ons dink is warm by ons, maar dis nie warm. Nee. Kyk, hoe verder noord jy op hierdie N7 gaan, en hoe meer jy daai termometer in jou karretjie dop hou, meer sien jy maar, die besigheid raak baie warm. So ons het 'n maatskappy ingekry wat vir ons 'n paar van hierdie chill zones doen, soos hulle noem, en dis basies maar water wat teen 'n baie hoë druk deur baie fyn spreiers of spuitstukke spuit, en daar sekere areas wat ons gedefinieer het om die publiek 'n bietjie koel te hou. Ons kyk net Arena is ook 'n 50 by 25 meter stoordak wat op sy hoogste punt seker, ek raai nou, maar ek sou sê dis seker hier by 7 meter plus hoog is, en hy's oop aan die kante, so hy het baie koel lug wat deur hom trek, maar dan daar's sekere areas wat ons dan besluit het moet ons koel hou vir die publiek, en ons het dan ook daai mense ingekry om spesifiek dit te kom doen, om daai water teen baie hoë druk op die ouens te spuit. So jy raak nie nat nie, maar hy jou bietjie koel, ja. Jochie, het die feit dat hierdie buite expo nou daar by Morrison net buitekant Mansfield gehou word, het dit
vir julle baie werksgeleenthede geskep of jy weet hoe het dit vir julle ekonomies geaffekteer as 'n mens dit so kan sê? Nie op hierdie stadium direkte werksgeleenthede, maar indirek as ons kyk na die bedbesettings in die Swartland en ons het so rondom 1500 beddens beskikbaar. En ons kyk na die gastehuise se besprekings uiteraard en dit reuse ekonomiese voordele en ek dink dalk nie vir die eerste jaar nie, maar vir die tweede jaar en daarna gaan dit beslis al hoe beter raak. Het julle toerismekantore baie navraag gekry van, ek wil nou nie sê van die buiteland af nie, maar jy weet van Gauteng, KwaZulu-Natal en daai plekke? Ja, beslis die toerismekantoor ook op Mamasbury, wat uiteraard ook 'n link het vanaf Marius se webblad om direk na die toerismekantoor toe te gaan. Marius, as ons kyk na, jy weet die buite expo, wat kan 'n mens nou eintlik verwag? Nou, jy weet soos ek sê, ek het die voorreg gehad om by die eerste een te gewees het. Gaan daar baie verskillende of ander uitstallers wees wat vir jaar daar by julle gaan deelneem? Ja, ek dink primêr moet ons onthou die hele fokus rondom ons expo gaan oor buitelewe en buitelewe relevante uitstallers en die kerngedagte moet ons onthou sal altyd bly dat ons moedig die uitstallers aan om hulle produkte uit te stal in die manier wat ek en jy het gaan gebruik sou ons die produk wil koop. Met ander woorde, vir diegene wat nou nog nie by ons was nie, ou wat byvoorbeeld 'n trailer wil koop, sou graag wil sien hoe word hierdie trailer gebruik as hy hom in die Kaukeveld insleep of waar ook al hy gaan met die ding. So hy wil sien hoe lyk dit as die ou hom geslaap het. Natuurlik nou nie met die bed onopgemaak nie, maar die punt wat ek wil maak is nou, hoe lyk dit as die ou kos maak, rondom hom vuur maak, braai rondom hom, fisies bly in hom, nie soos wat hy sal staan met nog al sy plastiek goedjies aan hom in 'n konkreet gebou en daai tipe van dinge. Niks fout met daai tipe uitstallings nie, dis maar net ons bemark dit meer in 'n leefstyl tipe van omgewing. Ja, in die Weskaap is dit uiteraard geweldig moeilik om 'n klomp uitstallers aan boord te kry, omrede meeste van jou vervaardigingssektor sit maar in die noorde. Maar ons is baie bevoorreg dat ons kan sê ons is uitverkoop op hierdie stadium. Mense ondersteun ons en dit is grootendeels omdat ons groot media het wat agter ons staan, by name die Kyknets, die Media 24 reistydskrifte, die Tygerburgers, die Radio Tygerberg, mense en dan die plaaslike media op Malmesbury, en so kan ek aangaan. Ons het geweldig baie steun wat dit dan betref. So ja, daar sal altyd nuwe uitstallers wees. Ek kan ook byvoorbeeld gou vir jou net noem, dit is nou moeilik op radio, en ek kan nie vir jou wys wat ek hier so wys nie, maar ek was laas Vrydag het ek die voorreg gehad om na die Beeldvakansieskou toe te gaan, wat ek elke jaar bywoon by Gallagher in Johannesburg, en een van ons groot borge by name Campwell Jurgen CI het 3 nuwe produkte wat gelons is daar. Die een se naam is 'n toy hauler en ek wil graag net vir die publiek dit noem dat ons graag sou wil hê hulle moet kom kyk na hierdie goed. En dis die eerste keer in Suid-Afrika. Dit was die prototipe, hy was die dag voor die tyd klaargemaak in die fabriek en hy word in die Weskaap vir die eerste keer aan die publiek getoon by die Kyknet buite expo volgende Vrydag. Die ding is nog glad vir niemand gewys. Daar's nie eens 'n foto van dit nie. Die toy hauler is 'n Wat is dit? Is dit 'n motorbike? Nee, hy kan 'n motorbike vat. Dis 'n woonwa wat sy agterkant oopslaan en nou gaan ons kyk hoe kreatief ek met my stem kan wees en kan dit nie wys nie. Maar dis 'n woonwa wat sy agterkant oopslaan waar jy fisiese quadfiets of 'n motorfiets of bergfietsse kan intrek, vasmaak, om toemaak, om sleep aan die kant kom, die goed uitlaai, die beddens oopslaan, jy het 'n volle woonwa, jy gebruik dan die goed wat jy ingelaai het in die veld. En as jy weer wil ry, dan trek jy weer alles in en jy ry weg met hierdie ding. Die dingsnaam is 'n toy hauler. Dok, dit klink vir my soos 'n Night Rider waar daai, hè? Dok, hè? Die Night Rider kan sy karre aantrek. Wel, Richard, soos julle weet is en die luisteraars is Kaapstad tans ook die World Design Capital of 2014 en ek dink dit simboliseer ook wat hier by hierdie expo gebeur is dat ons gebruik ontwerp en innovasie om goed prakties te demonstreer wat ook op 'n pragmatiese manier tot mense se beskikking kom. Maar Richard, iets anders wat my tog baie interesseer rondom hierdie Kyknet buite expo. Van mense en luisteraars moet weet wat vind daar plaas. Daar's aktiwiteite soos die Extreme 4x4 uitdagings, daar safari 4x4 roetes, daar is buitelewe, daar's braai-kompetisies, daar is pannekoek uitdagings, daar's die Olof Berg kunstenaars, teateraanbiedingstents, daar's dames produkte tent, daar's selfs helikopterritte. Al hierdie goed beskryf waaroor kultuur gaan. Van kultuur,
die definisie Richard van kultuur is mense se leefwyse. As jy Amerika toe gaan of elders in die wêreld gaan en jy moet vir mense beskryf wat doen jy, dan moet jy jou kultuur beskryf. Die mense gaan vir jou vra, maar wat eet jy? Wat doen jy? En ek dink hierdie fees bied 'n mens ook daardie sekerheid en jou eie identiteit. By hierdie fees is daar pannekoek, daar's braai en oor die algemeen is daar buiteliglewe. Al hierdie goed is die inhoudelikheid van mense se kultuur en dit beskryf wie 'n mens is en dit beskryf en bevestig ook jou eie uniekheid en jou eie Suid-Afrikaanse patriotisme. Baie keer as 'n mens in die buiteland gaan, word daar dikwels vir jou gevra, maar wat doen julle daar? En 'n mens kan nie net vassteek by biltong nie. En wat hierdie fees doen is, ons kan nie net by biltong vassteek nie. Hierdie fees wys vir ons dat Suid-Afrika, die Weskaap, die Swartland is meer as net biltong. Dit is die ryk, die uniekheid, dit is die wyne daar, dit is die kroeg, biertuinfasiliteite, maar daar is ook vermaak vir kinders. En hierdie fees, ek dink is belangrik vir die luisteraars, Richard, dat ons moet noem dat die fees begin die 28ste Februarie en hy eindig die 2de Maart, so daar is werklik 3 dae van volle feesvieringe, en dit is 'n familiefees, en dit is wat hierdie fees werklik uniek maak, in die samelewing waar kinders elkeen hulle eie rigting in beweeg, bied hierdie fees 'n platform vir sosiale kohesie, selfs binne die gesin, is 'n familiefees, en daar is ook fasiliteite, speel in vermaakareas vir die kinders, so die ouers hoef nie bekommerd te wees. Ek dink Marius hulle en Jochie hulle het hierdie ding so verpak, dat dit werklik uniek is, dat ons na kinders kan kyk, waar ouers ook vir hulle binne die breë konteks van die fees kan geniet. Ja nee, daar moet ek met u saamstem, Dok, dat dit, daar's iets vir, jy weet, enige ouderdom, van baba, dink ek, dwarsdeur tot oupa en ouma, gaan daar iets te sien en te doen wees by die fees, en ja, selfs 'n stukkie biltong, glo ek, sal daar wees, hè Marius? Ja, om die waarheid sê, daar's 2 biltongstelletjies. Ja, kyk, daarvan af gaan ons nooit wegkom nie. Kyk, so hard soos ons probeer. Dok, jy het nou hier so 'n kat wurm so gekrap. Ja, maar wat vir my, selfs helikopterritte sien ek. Ja, ek dink daar wil ek net 'n bietjie uitbrei. Ons het hierdie jaar 'n nuwe helikoptermaatskappy op Kaapstad Internasionaal, wat sopas die laaste paar maande begin het met die naam van HeliX. Hulle bied nou vir ons 'n nuwe ding aan waar hulle een helikopter bring wat gebruik word vir besienswaardigheidsvlugte, en dan bring hulle nog een deur wat gebruik word vir wat hulle noem introductory flights. En dit is waar die publiek bekend gestel word aan opleidingsvlugte. Met ander woorde, wat hulle probeer doen, hulle probeer vir die publiek wys, luister, is nie so moeilik om te vlieg nie. Dit gaan jy nou wel 'n paar rand kos om op die einde van die dag het gedoen te kry, maar vir 'n nominale bedrag vat hulle dan nou vir Richard en sê, Richard, kom, ek gaan gou vir jou 'n bietjie eenkant toe vat, klim in, vat self die stokke, saam met 'n instrukteur natuurlik, en voel bietjie hoe voel dit, en dan kan jy self met daai instrukteur gesels, en jou vra en vir 20 minute na 'n halfuur toe self gaan vlieg saam met hom. En as dit vir jou is, dan skryf jy in vir die kursus en 'n paar R100,000 later dan het jy jou lisensie. Dalk sal jy saam met my vlieg. Ek twyfel. Ek is 'n bietjie allergies vir vlieg. Ja, allergies vir beide. Ek het 1 of 2 staaltjies al oorgekom, so ek is 'n bietjie allergies, maar ek is nie allergies vir snoep nie. Ja. Ja, nee, dit is ja, ons spot nou oor die ritte en oor die kostes, maar dit kan, jy weet, as daai gogga vir jou gebyt het, jy weet, jy sal daai geld ergens kry, nee. Dis is verbaasend soveel navrae ons daaroor gekry het al. Ons adverteer dit ook op ons webwerf, en daar het al 'n hele paar mense het al navraag gedoen daaroor, en ons praat letterlik van 'n koste van, ek kyk nou vinnig hier, R1,100 vir 20 minute, en as jy net wil gaan vlieg om te vlieg, dan kos dit jou R350 vir 8 minute. Nou, kom ek sê vir jou in terme van die petrolprys van vandag, is hierdie nie duur nie. Dit is regtig nie baie geld nie, en die ouens doen dit vir 'n doel. Hulle weet hulle hitryt is glad nie sleg hiermee nie. En dit is maar hulle manier van bemark, jy weet, en ek kan vir jou een ding sê, dit is
Dis ouens wat met baie goeie instrukteurs sit en die studente wat daar uitkom, jy weet, kan getuig daarvan dat die opleiding is van baie goeie gehalte. Sê vir ons, Marius, die kunstenaars wat gaan optree, hoe, waar, wie is hulle? Ek kan gou daardeur vir jou gaan. Ons het die Vrydagmiddag het ons geen kunstenaars nie. Radio Tygerberg gaan vir ons saam met Rian Grobler wat aan julle kant die MC gaan wees die Vrydagmiddag. Gaan vir ons bietjie musiek verskaf tot en met die Vrydag aand wat ons moes nou die kyk net musiek ding doen. Dan het ons die Saterdag het ons vir Amorey, Arno Jordaan, ons het vir Jackie Lou, ons het vir Joe F en vir Jan Grobler en dan die Sondag het ons vir Freddie Nest en vir Desmond Wells en dit is aan die kunstenaarskant. Ek wil ook net by sê dat kyk net buite Expo is ons bitter sensitief oor dat dit nie die label soos hulle in Engels sê moet kry van 'n musiekfees nie. Daar's tonne daarvan as jy dit wil gaan kyk. En dit soos Dr. Meyer ook gesê, dit maak wel 'n baie belangrike deel uit van kultuur en dis hoekom ons dit ook aanbied. Dit is 'n integrale deel van ontspanning. En dit is hoekom ons altyd die kunstenaars daar sal hê, maar die kyk net buite Expo se die kern daarvan gaan nie oor die musiek nie, dit gaan oor die buitelewe en buitelewe relevante produkte met die aktiwiteite wat ons daarmee saam aanbied. Ek dink dokter het net maar genoem die 4x4, daai snaakse manne met die karre wat lyk soos goggas, is hulle weer verjaardag? Ja, jy onthou ons het ons vir Marie in die ateljee gehad. Ja. Maar jy het natuurlik nou nog nooit daai challenge aanvaar. As ek reg onthou, skuld ek jou nog daar. Ek sê maar soos Doc sê, hy het hy het 'n paar banghare vervlieg. Ja. Ek het 'n paar banghare vir daai ding. Ja, dis die Western Cape Challenge Club wat ook nou al vir 'n paar jaar hier in die Weskaap aan die gang is. Hulle het op Saterdag 1 Maart bied hulle 'n Western Cape Challenge Club 4x4 Extreme aan. Dit bestaan uit 7 klasse voertuie, standaard tot opgeboude monsters soos hulle die goed noem. Inskrywingsfooie is R350 per voertuig. En die publiek kan fisies ook inskryf in hulle klas. Ek is nie seker of dit klas D of E is nie. En sou die publiek belangstel, kan hulle vir Marino D skakel. Ek kan die nommer daar gee en jy kan dit dalk later ook net weer gee. Dis 083 7254140. Dis Marino D van die Western Cape Challenge Club. 083-725-4140 en die publiek is welkom om haar te skakel indien hulle sou wil inskryf om aan hierdie 4x4 Extreme Challenge deel te neem. Dis Saterdag 1 Maart. Dit begin 8:00 by Morrison Plaas en dit is deel van die kyk net buite Expo. En ons kan dan sommer verder gaan met die 4x4 aktiwiteite. Richard, ek weet nie hoe lyk ons op tyd in terme van... Ja, nee, ons het weer ouer gewoonte, ons groot ondersteuner daar, Andre de Villiers, van Safari 4x4 routes. Hy sal van die Vrydag tot die Sondag toe op terrein wees, met sy Volkswagen Amarok, en die publiek is meer as welkom om saam met hom te kom ry. Ons het vir hom 'n splinternuwe baan gebou wat hy self ontwerp het, en dit beloof hom om nogal iets te wees om saam met hom te kom ry. Ek dink daai baan gaan die Amarok tot sy absolute uiterstes toe beproef. En dan iets wat vir ons nogal... Ek kan my Jeep ook bring, nee. Ja, maar ek dink jou Jeep van... Is dit daai rooi en witte? Ja. Nee, daai ding is te lank, hy gaan vashak. Nee, hy is te oud. Sy is 'n bietjie oud, ja. Nee, sy is baie oud. Ja. En dan natuurlik iets wat vir ons 'n geweldige voorreg is. Ons het vir Supervan, Sarel van der Merwe. Ja. Ons het reg gekry om vir Sarel van der Merwe op terrein te kry. Hy vlieg eers die 28ste terug uit Argentinië uit, waar hy besig is met 'n event, Spirit of Africa, wat ook nou in Argentinië gaan draai het. So. Sarel is ook 'n boerlingie van Stellenbosch, en hy sal die Saterdag en Sondag op terrein wees, en die publiek is welkom om saam met hom te kom ry, ook in 'n Amarok. Is ook een van die Volkswagen ambassadeurs, saam met Andre de Villiers en Johan Badenhorst is die ander ene. Ja, en soos ek sê, ek het die voorreg gehad om nou die dag saam met Sarel sy baan uit te ry. Ja, dit is 'n ondervinding. Ek kan vir julle sê, as julle naby is, kom maak gerus 'n draai. En dis is iets wat julle sal onthou, en dis nie almal wat die geleentheid het om saam met Sarel 'n rallyrit te kan ervaar nie. En dit is aan die 4x4 kant wat ons dan aanbied op terrein. Ek dink julle sal saamstem, ons het 'n redelike verskeidenheid. Ek wil ook net bysê aan die Western Cape Challenge Club, die Sondag bied hulle dan ook vir die publiek die geleentheid om saam met hulle in hierdie monsterkarre van hulle te kom ry. So ouens wat nie self voertuie het of kan sien om met hulle voertuie te kom ry nie,
kom strap jouself die Sondag in en kom ry saam met die manne, laat hulle vir jou laat voel het om deur daai gate en oor daai bilte te ry. Jochie, iets wat mense verskriklik ek wil nie sê bekommerd is oor nie, maar jy weet gesteld op is en dit is sekuriteit as dit kom by feeste soos hierdie. Is dit julle plig of julle verantwoordelikheid om jy weet die veiligheid van ons jy weet feesgangers jy weet na te kyk? Ja, dis beslis 'n belangrikheid dat die feesgangers moet veilig voel, maar dis 'n kollektiewe benadering wat ons gevolg het tussen Swartland munisipaliteit sowel as die organiseerders in hierdie verband. Maar wat nog belangriker is die veiligheid van ons besoekers wat die N7 gebruik om af te draai en dan om weer as jy huis toe gaan weer veilig op die N7 te kom. En daar het ons ook die samewerking van al die provinsiale owerhede om te kyk na die veiligheid van die mense wat van die N7 gebruik maak en dan uiteraard ook privaat inisiatiewe om sekuriteit in te kry op die terrein en ons voorsien nie dat daar enigstens 'n probleem sal wees nie. Marius, as 'n mens kyk na die uitstallers, jy sê hulle is vol, is daar nog plek vir mense wat wil kom kamp of is dit ook vol? Nee, dit is vol. Ons het nou voor ons op die lug gegaan het weer 'n oproep gekry van iemand nogal van Moreesburg, dis nie eers ver nie. Mense uit Maamsbury 10 kilos weg wat sê maar hulle wil nie by die huis bly nie, hulle wil kom kamp. En wat ons daai uit geleer het is dat ons moet maar volgende jaar voorsiening maak vir meer kampering op terrein. Dis net dat die infrastruktuur kapitaal uitleg was geweldig vir die eerste keer en 'n ou moet jou risiko's beperk vir die eerste jaar en die hoeveelheid geld wat nou ingegaan het was baie. Op die tweede jaar kan ons nou kyk en sê goed, hier is definitief 'n behoefte. Omdat ons nie 'n oord is nie, onthou dis 'n plaas. Ja. En ons sit al klaar met jy weet ons moet kyk na langtermyn sonerings dalk en eers met Jochie hulle gesels oor die toekoms en daai tipe ding. So ons het gevoel kom ons sê Engelse let's take baby steps. En ons kry eers die eerste jaar verby en ons sien hoe gaan dit en dan het ons ook statistiek en almal het meer vertroue in mekaar, jy weet in terme van die geleentheid en hoe alles afgespeel het en dan gaan ons na die volgende stap toe en ons sê goed, kom ons kyk en ons sit nog meer kampeerders in en ons bou aan die infrastruktuur verder. Kan na die fees nou verby is, kan Morrison, jy weet die plaas weer aangewend word vir ander mense wat miskien jy weet ook nou nie 'n buite expo wil hou nie, maar jy weet miskien 'n mighty man wil bou. Ja, kyk weer eens, dis een van daai dinge wat van ons kant af beslis sal ons dit graag wou hê. Dit is iets wat ons in samewerking met Swartland munisipaliteit baie nou sal moet saamwerk. Daar is natuurlik altyd sekere voorwaardes en aansoeke wat gebring sal moet word om te kyk of dit toelaatbaar gaan wees of nie. Maar ons is in gesprek met Jochie hulle en al die partye by hom en daar was al versoeke gewees en ons sal elke versoek op meriete hanteer en soos ek sê in baie noue samewerking met Jochie sal ons kyk daarna en langtermyn definitief ons groot ding is natuurlik om te kyk dat die N7 se verbreding eers binne die volgende 5-6 jaar tot in Maamsbury voltooi is en dat ons kan met die verkeer is natuurlik die grootste probleem met ons toegang tot Morrison. So is baie sensitief op hierdie stadium. Sê vir my, ek weet nie of Jochie of wie jy weet verantwoordelik sal wees daarvoor nie, maar gaan daar publieke vervoer wees vir mense wat miskien, jy weet, wil uitkom vir die dag? Jochie? Kyk, wat ons oor aangedink het, Richard, en weer eens is dalk iets vir volgende jaar. Ons het eers aangedink om 'n shuttle diens met die plaaslike taxi-verenigings te gesels, om 'n plaaslike shuttle diens uit die dorp uit, dis nog nie op die lange baan geskuif nie. Maar daai ou vat soveel aan op jou eie, jy weet, en dan moet jy begin, soos hulle sê in Engels, outsource, jy weet, en jy moet begin kyk na ouens wat bereid is om so iets vir jou te doen. Dis iets wat ons begin kyk het na, en soos ek sê, dis nog nie by die deur uit nie. As daar so 'n behoefte is, sal ons beslis so iets wil